Goeiemôre broers en susters. Baie welkom by hierdie Sondagoggend en die eerste Sondag van die maand. Soos nou reeds ons gewoonte is, wens ons tydens hierdie diens almal wat in hierdie maand verjaar, huweliksherdenkings het of enige ander herdenking, hoe geluk daarmee. Ons hoop, vertrou en glo dat die dag vir u 'n besondere dag sal wees en dat u 'n baie voorspoedige nuwe jaar sal ingaan. Vir die doel van hierdie gelukwensinge sing ons vanoggend vir u toe die seënbede uit Psalm 134 vers 4 en ons vertrou en glo dat hierdie woorde van hierdie seënbede ook vir u waarde sal inhou. Hoe geniet die res van die Sondag verder? Alles van die beste. Goeiemôre broers en susters, baie welkom in die diens van die Gereformeerde Kerk Kriegersdorp, wat ook op hierdie manier uitgesaai word. Ons het besluit om ook onder vlak 3 van die inperkings met hierdie digitale uitsending van die eredienste voort te gaan en om nog geen kontak eredienste in die kerkgebou te hou nie. U kan vir meer inligting oor hierdie besluit die ons kandelaar die elektroniese weergawe van ons nuusbrief gaan lees. As u nog nie die ons kandelaar elektronies ontvang nie, kan u asseblief met Suster Janet de Plooy by die kerkkantoor skakel. Ook in die ons kandelaar is daar inligting oor al die lief en leed in ons gemeente. Ons dink aan almal wat van operasies herstel en ook aan hulle wat slagoffers van misdaad was. Mag die Here die almal vertroos en versterk en ook weer oprig. Die ouers doen vandag katekisasie les 13 met die jong mense steeds by die huise. Die belydennisklas behandel vanaand tydens die erediens saam met Dominee de Wet die klein profete. Baie sterkte aan ons graad 12 en graad 7 leerders wat DV dan nou hierdie week weer skool toe mag gaan. Ons dink ook aan al die onderwysers en leerkragte in hierdie tyd van aanpassing. Vanoggend is die kollektes vir barmhartigheid en die Gereformeerde Kerkverband se emeritaatsversorgingstrust. Die skakels waarmee u kan bydra, word nou vir u vertoon. So wat 'n voorreg dat ons op hierdie mooi oggend ook op hierdie besondere manier as gelowiges saam ons God kan dien en na sy woord kan luister. Mag hy ons saam wees ook ryklik seën. So verklaar ons dan vanoggend almal saam, ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskaap het, wat getrou bly tot in ewigheid en wat nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Amen. Liefde gemeente, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ons lofsang vanoggend is lied 197, ons sing die eerste en die tweede vers, wonderbare koning, heerser oor die skepping, ons bring u ons lofgesange.
wonderbare koning, heerser oor die skepping, ons bring U ons lofgesange. Deur die goedheid, Vader, kan ons tot U nader, is ons diepste hartsverlange. Laat dit wat ons lief, offer na U woning, wonderbare koning. Loof om hemelboe, loof om berg en dale, daar's geen einde aan sy werke. Loof my siel die Here, bring hom dank en ere, hy is die onmetlik sterke. Hef hom hoog, hart en oog, wie kan nooit op aarde die prys kan wagen. Saam met die kerk van alle eeue bely ons nou dit wat ons glo. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sonde, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Volgende broers en susters, hou ek die wet van die Here aan u voor as 'n beruiming, en die beruiming wat ek vir u gaan voorlees is die beruiming van Petrus Dathenus, wat dateer uit 1566. Skrifberuiming 9:2. Ek gaan die eerste 5 verse vir u lees en dan sing ons saam die laaste 4 verse. God het gesê, ek is die Here, wat jou uit sondeslawerny gelei het na 'n nuwe lewe. Jy mag geen God hê buiten my. Vereer dan geen gesneede beeldenis, maak van my geen gelykenis, maar dien my wat alomteenwoordig, jou Skepper en Verlosser is. Gebruik die heilige naam nooit ydel. God is waaragtig in sy trou, hy sal die straf wat hom belaster, die wat hom liefhet, word behou. Met wysheid het hy rus en arbeid vir ons, sy mense hier beveel, gedenk die rustdag, hou dit heilig, en jy sal in die seën deel. Eer ouers en eer owerhede, God gee aan hulle die gesag, en die belofte van die lewe dra jou en ook jou nageslag. Kom ons sing nou verder, vers 6 tot 9. Jy mag nie doodslaan of jou
rustig stil nie, maar wees in wat jy doen getrou. Neem nie aan valse dinge deel nie. Wees in wat by die waarheid hou. Die hart is setel van die lewe, maar laat hom ook so gammig sy. Aanvaring denke en begeerte, die gees van God se heerskappy. Deur U volmaakte wet, o Here, omdat ons steeds ons sondigheid. U Gees bring ons die heilige Christus, dat ons kan leef uit dankbaarheid. Saam lees ons nou uit die woord van die Here, Openbaring 14 vers 6 tot 13 en ook Openbaring 22 vers 16 tot 21. Ons begin by Openbaring 14 vanaf vers 6. Toe het ek 'n engel hoog in die lug sien vlieg. Hy het 'n goeie boodskap gehad wat vir ewig van krag bly. Hy moes dit aan die bewoners van die aarde, aan elke nasie, stam, taal en volk verkondig. En hy het met 'n harde stem uitgeroep: Vrees God en gee aan hom die eer, want die tyd het aangebreek vir sy oordeel. Aanbid hom wat die hemel en die aarde, die see en die waterbronne gemaak het. 'n tweede engel het agter die eerste een aangevlieg en uitgeroep: Geval, geval het die groote Babylon, wat al die nasies van die dwelmdrank van haar onsedelikheid laat drink het. 'n derde engel het agter die eerste twee aangevlieg en het hard uitgeroep: Wie die dier in sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorkop of sy hand aanvaar, sal die wyn van God se toorn moet drink. Dit word onverdun in die beker van sy oordeel ingeskink. In die teenwoordigheid van die heilige engele en die lam sal hy met vuur en swaal gepynig word. Die rook van hierdie pyniging styg tot in alle ewigheid op, en hierdie mense het dag en nag geen rus nie, hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en die wat die merk van sy naam aanvaar. Hier het die gelowiges volharding nodig, hulle wat die gebooie van God nakom en in Jesus bly glo. Toe het ek 'n stem uit die hemel hoor sê: Skryf op, geseënd is die wat van nou af in die Here sterwe. Ja, sê die Gees, hulle sal rus van hulle arbeid, want alles wat hulle gedoen het, volg hulle. Toe het ek 'n wit wolk gesien. Op die wolk het daar iemand soos die seun van die mens gesit. Hy het 'n goue kroon op sy kop gehad en 'n skerp sekel in sy hand. 'n Engel het uit die tempel uitgekom en hard geroep na hom wat op die wolk sit: Steek die sekel in en oes, want die tyd het gekom vir die oes. Die aarde is ryp vir die oes. Hy wat op die wolk sit, het toe sy sekel ingesteek op die aarde, en die aarde is afgeoes. Toe het daar 'n ander engel uit die tempel wat in die hemel is uitgekom. Hy het ook 'n skerp sekel gehad. Nog 'n ander engel het van die altaar se kant afgekom. Hy het mag oor die vuur gehad en het met 'n harde stem geroep na die engel met die skerp sekel en vir hom gesê: Steek jou skerp sekel in en sny die druiwetrosse van die wingerd op die aarde af, want sy druiwe het ryp geword. Die engel het toe sy sekel op die aarde ingesteek. Hy het die wingerd op die aarde afgeoes
en oes in die parskuip van God se toren gegooi het. Die parskuip buitekant die stad is getrap. By die parskuip het daar bloed uitgekom wat tot aan die tooms van die perde geraak en 16 kilometer ver gestrek het. En dan lees ons ook uit Openbaring 22, die laaste verse, die laaste klompie verse vanaf vers 16 tot vers 21. Ek, Jesus, het my engel gestuur om dit alles aan julle in die gemeentes te betuig. Ek is die wortel, dit is die nakomeling van Dawid. Ek is die helder môrester. Die Gees en die bruid sê, kom. En elkeen wat dit hoor, moet sê, kom. En elkeen wat dors het, moet kom. Elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry verniet. Ek betuig aan almal wat die woorde van hierdie profetiese boek hoor. As iemand iets hieraan byvoeg, sal God vir hom die pla byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand een van die woorde van hierdie profetiese boek wegneem, sal God sy deel aan die boom van die lewe en die heilige stad wegneem, waarvan in die boek geskrywe is. Hy wat dit alles getuig sê, ja, ek kom gou. Amen. Kom, Here Jesus. Die genade van die Here Jesus sal by almal wees. As teksvers kies ons uit Openbaring 14, vers 13. Hier het die gelowiges volharding nodig. Hulle wat die gebooie van God nakom en in Jesus bly glo. Toe het ek 'n stem uit die hemel hoor sê, skryf op, geseënd is die wat van nou af in die Here sterwe. En dan veral hierdie woorde, ja, sê die Gees, hulle sal rus van hulle arbeid, want alles wat hulle gedoen het, volg hulle. Kom, laat ons nou eers saam bid. Onse Vader wat in die hemel is. Ons kyk in hierdie dae op na U, en ons wil U prys, Here, vir U almag en heerlikheid. Ook vir U goedheid oor elkeen van ons. Dankie, Here, dat ons U woord kan hoor. Dat U die God is wat U self openbaar. Dat U ook in hierdie dae, die laaste dae, vir ons sorg, en dat U ook in hierdie tyd U woord vir ons gee, om ons te bemoedig en te troos. Ons bid, Here, dat ons ook vanoggend in ons geloof versterk mag word, in ons vertroue op U. Al leef ons in moeilike omstandighede, Here, dat ons sal weet, niks is buite U beheer nie. Sonder U toelating kan daar nie eers 'n haar van ons hoof val nie. Daarom bring ons ook vanoggend al ons behoeftes en nood na U toe, Here. U ken elkeen wat na hierdie diens luister se besondere omstandighede en behoeftes. Wil U vir ons die versekering gee, Here, dat U ons nie vergeet het nie. Dankie dat ons juis in ons Here Jesus Christus 'n troue borg by U het, Here. 'n middelaar wat vir ons intree. Een na wie toe ons kan kom en in wie se naam ons van U alles kan vra. Ons bid vir almal, Here, in hierdie wêreld wat bedroef is, wat radeloos is, Here, wil U Uself ook op 'n besondere manier aan hulle bekendstel. Wil U evangelie in hierdie wêreld laat klink, die goeie boodskap waarvan ons gelees het. En gee dat baie mense se harte aan U geheilig sal word, dat daar bekering sal wees van sonde. Ons bid vir ons land en sy inwoners, Here, wil U aan ons genade betoon. Wil U baie mense in hierdie dae lei tot 'n dieper besef van U almag en U liefde. Seën ons nou, Here, met geopende harte om na U woord te kan luister. Seën ons so dat ons versterk word in ons vertroue op U en dat ons ook 'n uitsig kry, nie net op ons taak in hierdie lewe nie, maar ook op die wonderlike hoop wat daar vir ons in die toekoms lê as ons vir ewig by U mag wees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.
Ons sing nou die bekende Psalm 116 se eerste en 5de vers. God het ek lief, want die getroue Heer hoor na my stem uit vrye welbehae. So geliefde broers en susters, daar is 'n onderwerp wat baie in die Bybel voorkom, maar waaroor daar eintlik maar min gepreek word. En dit is die oordeelsdag. In die Ou Testament praat eintlik al die profete daaroor, dat daar 'n dag sal kom wat bekend staan as die dag van die Here, wanneer daar geoordeel sal word. En in die Nuwe Testament praat Jesus en ook die apostels uitdruklik daaroor, dat daar 'n laaste dag sal wees, wat ook genoem word die groot dag of die dag van oordeel. En soos wat die rooskop van God se openbaring in die Bybel oopgaan, verstaan ons al meer en duideliker, dat hierdie oordeelsdag eintlik deel is van 'n proses, van 'n oordeelstyd, dat daar voor die finale dag rampe en pla en gebeure sal wees, wat 'n aanloop is. En hierdie aanloop loop uit op die finale dag, wanneer God kom om te oordeel, die oordeelsdag. En dit moet ons noodwendig in die tyd wat ons nou belewe laat wonder, of die oordeelsdag nie al besig is om aan te breek nie, of ten minste al baie naby gekom het. Daar is sekerlik mense wat weerstand het om so 'n gedagte in hierdie tyd te oorweeg. Hulle sal dalk sê, maar ons het nou genoeg moeilikheid dominee. Moenie nou oor sulke dinge praat nie. Bemoedig en vertroos ons eerder, maar moenie nog verdere onrus saai nie. En tog is daar baie ooreenkomste tussen dit wat ons in hierdie tyd belewe en wat in die Bybel oor die koms van die dag van die Here gesê word. En ons mag dan ook nie daaroor stil bly nie. Die dag van die Here, so sê die Bybel, kom onverwags. So het hierdie pandemie, in wie se skaduwee ons nou lewe, die wêreld eintlik ook onverwags getref. Die dag van die Here raak ook alle mense, alle volke, nasies en tale. So is dit ook met die pandemie. Dit het wêreldwyd versprei. Die dag van die Here kom onstuitbaar. So kan die virus tans ook nie in hierdie wêreld gestuit word nie. Wanneer die dag van die Here kom, so sê die skrif, sal daar ook baie mense in rampe en in plaa sterf. En hartseer om te noem, maar onmiskenbaar is dit ook so. Binnekort sal hierdie siekte reeds wêreldwyd 500.000 lewens geëis het. Wanneer die dag van die Here kom, sê die skrif verder, sal dit gepaard gaan met wêreldwye ekonomiese ineenstorting en daar sal baie swaar kry wees. So is dit ook vandag.
Daar is dus baie ooreenkomste, broers en susters. Sê ons nou hiermee dat die oordeelsdag al finaal hier is? Nee, ons kan dit nie sê nie. Maar die skrif roep ons ook op om nie blind deur die lewe te gaan nie, en om die tekens van die tye wel te beoordeel. En laat ons onthou, soos dikwels met God se profesieë in die Bybel gebeur, is daar soms meerdere vervullings van die profesie, voordat die volle vervulling, die volle werklikheid kom. Maar miskien sê jy nou vir jouself, maar dominee, die pandemie diskrimineer dan. Dit vra nie of jy ryk of arm is en vir ons belangrik of jy gelowig of ongelowig is nie. Ook mede-Christene wat die Here getrou dien, word siek en sterf. Sommiges terwyl hulle onbaatsigtig diens gelewer het in hospitale en in gesondheidsorg. En hoe kan dit dan nou die oordeelsdag wees? Is die oordeelsdag dan nie die dag van God se straf oor die ongelowiges nie? Maar juis op hierdie punt, broers en susters, gee die skrifgedeeltes wat ons vanoggend gelees het vir ons insig. Onmiskenbaar gaan dit in ons skrifgedeeltes ook oor gebeure wat uitloop op die finale dag. Die gedeelte wat in Openbaring 14 direk op ons skrifgedeelte volg, so opskrif is die 7 engele met die laaste plaag. En as al die plaag van hierdie engele dan op die aarde uitgegiet is, dan breek die oordeelsdag aan, dan val Babylon, dan kom die nuwe Jerusalem, dan word die groot wit troon reggesit vir die oordeel, en volg daarna die bruilof van die Lam. Maar let dan op in ons skrifgedeeltes wat ons gelees het, dat daar reg in die middel van hierdie tyd van laaste plaag ook sprake is van 'n oes. Daar klink 'n harde stem van die troon af, en daar word in Openbaring 14 vers 15 'n opdrag gegee. Steek u sekel in en oes, want die tyd het gekom om te oes. Die aarde is ryp vir die oes. En die betekenis van hierdie oes is dan nie 'n gewone oes nie, 'n oes van plante, bome of selfs diere nie. Nee, dit is mense wat geoes word. Wanneer daar in die hemel opdrag gegee word om te oes, beteken dit dat mense hier op aarde sterwe. Die sekel word ingesteek en mense word as dit ware afgesny. 'n Vreeslike gedagte. As ons nog fyner na ons skrifgedeelte kyk, dan sien ons dat hier eintlik sprake is van 2 oeste. Kyk mooi in vers 14 tot 16 is daar sprake van 'n graanoes, wat deur iemand soos die seun van die mens uitgevoer word. En dit is maar die Bybelse manier om vir ons te sê dat dit Jesus is wat die oes uitvoer. En dan in vers 17 tot 20 is daar sprake van 'n ander oes, 'n druiweoes, wat in die parskyp van God se toren gegooi word. 2 oeste vind dus plaas in die aanloop tot die oordeelsdag. 'n Graanoes en 'n druiweoes. En nou is daar redelik ooreenstemming onder die verklaarders gemeente dat die graanoes die oes van die gelowiges is. Die Here Jesus, die seun van die mens, kom haal hier op aarde die mense wat aan hom behoort en vir wie hy 'n plek in die Vaderhuis voorberei het. Dit is die graanoes. Maar daar is ook 'n engel van oordeel wat die ongelowiges kom haal en wat hulle in die parskyp van God se toren gooi. So verstaan jy, broers en susters, hier op aarde sal ons in die tyd van plaae en rampe nie die verskil merk nie. Ons sal net sien, mense word in die vleuer van hulle lewe afgesny deur 'n siekte, deur 'n ramp, gelowiges en ongelowiges. Daar is inderdaad 'n skerp sekel wat oor die aarde flikker. Maar as ons nou die bril van God se woord opsit, dan sien ons 'n ander prentjie.
dan sien ons daar is 'n daadwerklike verskil. Party word afgesny en na die Vaderhuis geneem, ander word afgesny en word na die plek van oordeel en straf geneem. Dit bly 'n vreeslike gedagte en 'n vreeslike werklikheid, broers en susters. Al die mense wat in hierdie dae so sterf. En die droefheid oor 'n mens wat sterf is erg. Wanneer die opdrag gegee word en die skerp sekel swaai, dan hang daar hier op aarde 'n wolk van hartseer oor almal wat agterbly. En dit geld eweseer vir gelowiges en ongelowiges. Maar juis hierin, in so 'n tyd, wanneer ons dit belewe, wil God ons te hulp kom. Jesus het ons immers beloof dat hy ons hier op aarde nie soos weeskinders agterlaat nie. En dit geld sekerlik ook vir 'n tyd van swaar kry en pandemie, wanneer ons in die skaduwee van die dood en van die naderende oordeelsdag lewe. God het sy Gees gegee, soos ons verlede Sondag met Pinkster herdenk het, om ons te troos, om God by ons te wees. Hierdie Gees, hierdie trooster, het ons in vorige preke al gesê, het 'n kosmologiese werk, waardeur hy die hele skepping in stand hou. En hy het ook 'n soteriologiese, 'n reddende werk, waardeur hy God se uitverkorenes in die geloof vestig, en deur bekering en heiligmaking red, en hulle vir God bewaar en verseël. Maar vanoggend dink ons daaraan, dat hy ook 'n eskatologiese werking het, daarin dat hy in die laaste dae, in die eschaton, alle dinge na hulle bestemde einde toe bestuur, na die oordeelsdag toe. Maar terwyl hy dit doen, te midde van hierdie vreeslike dae, sien hy ook om na ons, God se kinders, en versterk en bemoedig en vertroos hy ons. En dit sien ons juis in ons skrifgedeelte gebeur. Ja, broers en susters, as ons in hierdie dae in die geloof wil volhard en vertroos wil wees, dan moet ons die vertroosting van die Heilige Gees in die woord soek. Dit is so, die hele Bybel is deur die Gees van God geïnspireer. Dit beteken, die Gees praat in elke woord van die Bybel. Maar ons sien dit veral ook baie duidelik in die boek Openbaring, waaruit ons preek vanoggend kom. Johannes, die apostel van Jesus, word deur die Gees meegevoer om vir hom die dinge van die laaste dae te wys. En hy kry opdrag van die Gees om alles neer te skryf, sodat dit ook vir ons betekenis kan hê. Onder andere moet hy 7 briewe aan 7 gemeentes skryf, wat simbolies is van die kerk van die Here oor die hele aarde. En in elkeen van hierdie briewe word die gelowiges aan die einde opgeroep. As jy ore het om te hoor, dan moet jy luister na wat die Gees vir die gemeente sê. En so kom die Gees aan die woord in Openbaringe. En tog kom hy self op min plekke in die Bybel direk aan die woord. In Openbaringe praat die Heilige Gees byvoorbeeld die trooster net op 2 plekke direk met ons. En een van die 2 plekke is in ons teksvers, waar hy sê, ja, die gelowiges sal rus van hulle arbeid, want alles wat hulle gedoen het, volg hulle. Die ander plek waar die Gees direk met ons praat in Openbaring is aan die einde, wanneer hy saam met die bruid, met die kerk roep, kom Here Jesus. So broers en susters, sien jy ook die prentjie. Die boek Openbaring beskryf ons die groot trauma van die dae van die eindoordeel. Engele vlieg met bakke van oordeel en pla en toorn. Peste word oor die aarde uitgestort. Die skerp sekels flits en mense word afgesny. Maar reg in die middel van dit alles, kom die Heilige Gees, die trooster, self aan die woord. Hy wat eskatologies besig is om alles op aarde na die bestemde oordeelsdag te stuur. Hy draai eers om
in hierdie deurmekaar en traumatiese tyd, om self met ons te praat, ons wat God se kinders is, en om ons te troos en te bemoedig, en om te sorg dat ons nie onnodig ontstel. Maar wat sê hy dan? Hy sê, en hy bevestig met goddelike geslag, dat die gelowiges wat in hierdie tyd sterwe, wat deel is van die graanoes wat afgesny word, dat hulle geseënd is. Dat hulle salig is, sê die ou vertaling. Salig is hulle wat van nou af in die Here sterwe. En die Gees sê dan ook waarom hulle salig is. Hulle is salig want hulle rus. Hulle mag rus met 'n volmaakte hemelse rus van volle vrede en volle geluk in God se sorg. Hulle taak op aarde, hulle harde sweet en moeite en swaar kry en ontbering is volbring. En so wil die Gees ons vanoggend ook vertroos en bemoedig, deur van ons te sê en te wys dat die einddoel vir al God se kinders in hierdie tyd 'n ewige hemelse rus is. Ons mikpunt, ons uitsig is nie om vir altyd hier op aarde te stry en te sukkel en te worstel nie. Ons het 'n uitsig, ons het 'n verwagting van 'n hemelse rus. Ja, sê die Gees, dit is so. Maar dit is nie so vir almal. Dit is so vir die graanoes. Maar vir die druiweoes wag daar 'n ander lot. Hulle beland in die parskyp van God se toorn. Daar word hulle vir ewig gepynig. En van hulle lees ons, die rook van hulle pyniging styg op tot in alle ewigheid. En hierdie mense het dag en nag geen rus nie. So sien jy die teenstelling, rus en onrus. Dit is in hierdie laaste dae die verskil tussen gelowiges en ongelowiges. Nie of jy afgesny word en of jy nie afgesny word nie, maar of jy rus en of jy onrus het. Die Heilige Gees, wat ons trooster is, geliefdes, wil ook veral in hierdie laaste dae ons bystaan. Maar hoe sal ek en jy weet of ons inderdaad deur hom getroos is? Ons kan maar die voorbeeld noem van 'n klein kindjie, 'n baba. As sy ma hom of haar getroos het, dan kom daardie kindjie tot rus. Die Heilige Gees sê vanoggend vir ons, hy wat alle dinge in die eindtyd beheer, verseker, my einddoel met jou is hemelse rus. En jy kan nou al daarin begin deel. Miskien vra jy nou maar, hoe sal ek in hierdie onstuimige en deurmekaar tyd, hierdie tyd van aardse stryd, hemelse rus kan ervaar? En ons skrifgedeelte sê hoe jy dit kan doen. Jy kan hierdie hemelse rus ontvang in die wete dat jou werke jou volg. Daar staan, hulle sal rus van hulle arbeid, want alles wat hulle gedoen het, volg hulle. Let op die want. Die want is redegewend. Jy sal rus, want jou werke volg jou. So hoe moet ons dit nou verstaan? Uit twee hoeke wil ek dit vir u belig, broers en susters. Let eerstens daarop, jou werke gaan jou nie vooruit nie. Hulle volg jou. Met ander woorde, dit is nie jou werke wat vir jou die rus in die hemel verdien nie. Die Jode in hulle geloof sê juis dit. En ook is dit die Rooms-Katolieke oortuiging dat jou goeie werke vir jou die ewige rus in die hemel verdien en dat hulle jou vooruitgaan. Ai broers en susters, hoe sal ons ooit rus kan hê wanneer ons hierdie standpunt handhaaf? Wanneer het ek en jy dan nou genoeg gedoen hier op aarde dat ons hemelse rus verdien? Nee,
As die Heilige Gees vanoggend vir ons sê dat ons werke ons volg, dan verkondig hy inderdaad aan ons die evangelie van Jesus Christus. Dat dit Jesus se werke aan die kruis op Golgotha is, wat vir ons die ewige rus verseker het. Jesus en sy volmaakte werke in ons plek het ons vooruit gegaan. Daarom is die hemelse rus vir ons daar. Nou al, verseker, onvervreembaar, joune. Hemelse rus. Salig is hulle wat van nou af in die Here sterwe. En dit kan jou nou al rustig maak, al beleef jy nog aardse stryd, broer en suster. Die einddoel staan vas, sê die Gees. Klaar verdiende rus. Ons werke gaan ons nie vooruit nie. Hulle volg ons. Maar daar is ook nog 'n tweede perspektief. Inderdaad volg ons werke ons. En die troos hiervan lê in die wete dat dit wat ek en jy op aarde doen, solank ons hier mag lewe, dat dit nie te vergeefs is nie. Hoe maklik kan ons in hierdie dae dink dat ons lewe tog maar niks werd is en dat ons inderdaad met al ons moeite nie eintlik iets hier op aarde bereik nie. Maar nee, sê die Gees. Ons mag inderdaad op sy woord glo, dat hoe onwaardig ons ook is, dat ons instrumente in sy hand is, om op aarde te doen wat God gedoen wil hê. Die werke wat ons na die hemel volg, is werke wat uit genade geheilig is. Hulle volg ons hemel toe, en die hemel is 'n plek waar daar nie sonde of enige onvolmaaktheid is nie. Wat ons dus hier op aarde in swakheid en in onvolmaaktheid doen, miskien 'n gebed of 'n woord, 'n helpende hand, 'n stukkie raad, liefde of omgee, dit word deur God in volmaakte krag volbring. Ja, ons is breekbare kruike, maar God gebruik ons tog om hoe dan ook die skat van die evangelie, die helder lig van sy genade in woord en daad in hierdie wêreld te versprei. 'n Stukkie van die hemelse rus kan nou al in ons harte neerdal. As die Gees vanoggend vir ons sê, alles wat jy hier op aarde belewe, jou gelowige lewe is nie te vergeefs of sonder vrug nie. Ek weet waarvoor en hoe ek jou wil gebruik. En wat ek deur jou gedoen wil hê, sal nie ongedaan bly nie. Dit, broer en suster en jong mense, moet ons soveel meer motiveer om tot God se eer te lewe en om vir hom diensbaar te wees. Hy sal sorg dat ons onvolmaakte werke ons in volmaaktheid volg. En daarbij wil God dit ook nog uit genade beloon. Met hierdie belofte van hemelse rus, wil die Heilige Gees ons vanoggend nie net troos nie. Hy wil ons ook aanmoedig. Die vreeslike gebeure van hierdie laaste dae word nie vir ons weggesteek nie. Selfs nie die feit dat sommiges van ons onverwags afgesny kan word en kan sterf nie. Maar in die lig van dit wat die vaste en sekere einddoel is, word ons opgeroep en aangemoedig om te volhard. Wanneer die Gees in ons skrifgedeelte vanoggend na ons omdraai, dan sê hy presies ook net dit vir ons. Hier, in hierdie omstandighede, vandag, as jy hierdie dinge sien gebeur, het jy volharding nodig. Jy, wat die gebooie van God nakom, en in Jesus bly glo. En in hierdie vers sien ons eintlik presies wat gelowige volharding is. Dit is aanhou en uithou. Dit is aanhou om in Jesus te glo. En uithou in die nakoming van God se wet. En wie anders as die Heilige Gees sal ons juist die krag gee om dit te doen. So ken ons mos ons God. Hy vra nooit van ons iets, as hy dit nie self eers vir ons gegee het.
Loop dan in hierdie dae die lewenspad moedig verder, gemeente, met die oë gefestig op en die hart gevul met hemelse rus, wat in Christus Jesus onvervreembaar joune is. Kyk in ons skrifgedeelte. Die hemel het dit gespreek. Die Gees het dit bevestig. Johannes het dit neergeskryf. Vanoggend is dit aan jou verkondig. Salig is elkeen wat hierdie troos dan nou ook glo en wat deur God se genade daarin mag lewe en sterwe. Amen. Ons bid saam. Vader, ons dankie dat U ons geestesoë vanoggend verhelder het, om te kan sien, Here, wat U besig is om in die wêreld te doen. Dankie, Here, dat ons in Jesus Christus volle vrede mag vind, dat daar in Hom so 'n groot verdienste is, Here, dat ons mag rus met hemelse rus, selfs nou ook, in die wete dat dit wat U deur ons wil doen, gedoen sal word, en al word dit in swakheid gedoen, Here, dat U dit in krag sal volbring. Gee ons juist daarom die moed om in hierdie dae te volhard, om in ons geloof in U Seun Jesus sterk te staan, en om in die uitvoering van U wet en alles wat U van ons verlang, getrou te wees. Ons bid vir hulle, Here, in hierdie wêreld, wat in die onsekere tyd so smag na U rus en vrede. Wil U dit gee aan elkeen wat deur U uitverkies is. Ons bid vir hulle wat siek is, Here. Ons weet dat ook in hierdie dae U sekel hier op aarde ingesteek word. Ons wil vra dat in alle omstandighede daar tog 'n uitsig mag wees op U genade, in hierdie lewe en ook die toekomstige lewe. Dankie dat U kinders hier op aarde nie alleen gelaat het, dat U ons ook vanoggend so ryklik vertroos. Versterk ons dan so, Here, met 'n helder uitsig op die hemelse heerlikheid wat U vir ons bestem het, maar ook met 'n vaste voorneme om U hier op aarde deur die genade en krag van U Heilige Gees getrou te volg en te dien. Dit vra ons in Jesus naam. Amen. Ons slotsang is dan Skrifbereiding 7:2 vers 1 en 2. Die begin en einde, Alfa en Omega. Hoor, dis ek wat kom. Vers 1 en 2. Amen.
Ontvang dan nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met ons. Amen. Amen.